Handelinge hoofstuk 21 vers 8 tot 9 sê: Die volgende dag het ons vertrek en in Caesarea aangekom. Ons het by die evangelis Filippus, een van die 7, tuis gegaan. Hy het 4 ongetroude dogters gehad met die gawe om te profeteer. Ek praat met jou oor Filippus die evangelis. Paulus is steeds op pad met sy reis terug na Jerusalem toe, en op pad soontoe stop hy oor by Filippus. Hierdie is die Filippus wat gekies is as een van die 7 diakens of helpers in Handelinge 6 om te help met die uitdeel van die kos aan die weduwees. En later het ons dan nou ook van hom gelees waar hy met die ontmande Ethiopiër gesprek het vanuit Jesaja hoofstuk 53 en hom na die Here toe lei en hom doop daar in die woestyn. Ons lees ook dat hy geëvangeliseer het daarso in Samaria. En nou, baie jare later, staan hy bekend as Filippus die evangelis, een van die 7, en hy het 4 dogters met die bediening van profesie. Dit is vir my 'n groot getuienis van iemand wat getrou was met die min en daarna toevertrou is met baie en wat selfs 'n volgende generasie beïnvloed en oprig vir die koninkryk van God. Hy was aanvanklik gekies om toe te sien dat die uitdeel van kospakkies aan weduwees reg gebeur. Baie mense sou sê, ag nee, dit is nie belangrik genoeg vir my nie. Ek wil preek of ek wil dit doen of daai doen. Maar Filippus was duidelik getrou gewees en daarom het die Here hom ook oor baie jare gebruik om sy koninkryk op baie maniere uit te bou. Ek wil ook so nalatenskap hê. Ek wil ook eendag hê ek kan terugkyk en kan sien ek was getrou gewees in wat God met my voortoe vertrou het. Maak nie saak wat dit was nie. In die min en in die eenvoudige. Dan sal God my al hoe meer gebruik. Selfs om dan ander op te wek, om ook hulle plek in sy koninkryk te vervul. Het gaan nie oor my nie, het gaan nie oor ek wat groter naam of groter moet word nie, dit gaan oor getrou wees in dit waarvoor God ons roep, tot die uitbou en die uitbreiding van sy koninkryk. Mag jy dit onthou, mag jy getrou wees met dit wat die Here in jou hande toevertrou en waarvoor hy jou roep, en mag ons so saam die koninkryk van God uitbou. Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir u Gees wat my help om te bedien, om getrou te wees in die eenvoudige en daar waar niemand my sien nie. Ek weet u sal dan die vrug ook laat groei in my tyd en generasies na my. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, die Here seën jou.